Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag 26 Augustus, Koffiekuier 968. Ek moet eerlik vir jou sê, ek het nogal sedert verlede week wat ons met hierdie Hebreërs 12 teks begin werk het ek nou deur 'n klomp emosies en klomp ervarings al gegaan. Van heel eerste lees van die teks het ek gedink, ek wil nie oor hierdie teks met iemand praat nie, dis te moeilik. Maar hoe meer ek met die teks begin werk het en ook gaan kyk het na die geskiedenis van die Ou Testament, hoe wonderliker het hierdie teks eintlik geword vir my, en dink ek regtig het dit vir ons 'n ongelooflike stuk boodskap, ook vir ons lewe van vandag. Nou, julle sal onthou, Vrydag het ek so 'n bietjie vertel en gedeel oor die agtergrond, die bergtop ervarings, daai gevoel wat ons het van spesiale oomblikke, dun plekke waar ons God ontmoet, en verwysend in hierdie teksgedeelte die twee bergervarings, die Sinaï berg, ons ken daardie gedeelte uit Exodus 19 uit, waar die Here aan Moses verskyn het, aan hom die 10 gebooie gegee het, amper maak ek hulle 12, 10 gebooie gegee het as riglyn vir die lewe, daardie ontmoeting wat Israel gehad het. En dan kom die skrywer van die Hebreërbrief ons nou, en hy skryf hierdie klompie Nuwe Testamentiese gelowiges, Christene, maar wat vanuit die ou Israel tradisie kom. En dan moedig hy hulle aan om in die wetloop van die lewe te volhard, daaroor het ons die vorige week gepraat, en dan hierdie gedeelte wat hy sê, ook julle het 'n godservaring gehad, ook julle kon by 'n berg God ontmoet, in die vorm van Jesus Christus wat gekruisig is in Jerusalem dan nou ook mos. Maar ek het nou nog verder nagedink oor hierdie gedeelte, vriende, veral na aanleiding van Dominee Jannie se erediens ook van Sondag. Ek het Sondag aand, na ons by die huis gekom het ek so 'n bietjie weer daarna gaan kyk, en Jannie het vir my ongelooflik baie gehelp ook, want as ons hierdie nou maar net lees as 'n gedeelte in die woord van die Here, met 'n mooiste geskiedenis wat geskryf is vir die ouens in daardie tyd, vir hulle konteks, dan kan 'n mens so maklik die vraag vra van, so wat sê dit nou vir ons, vir my en jou van vandag? Maar ek wil weer vanmôre met jou Hebreërs 12 vers 15 se tweede deel lees. Jannie het ons nou daardie woordspeling gehad vir pas op en pas op, né? Nou sê die skrywer van die Hebreërbrief in vers 15, sorg dat niemand van die genade van God afvallig word. Met ander woorde, een van die pas op goed, né? Sê, in hierdie lewe met al sy uitdagings, met al die goed wat gebeur, onthou nou die konteks van hulle ook, wat swaar gekry het, wat gewonder het, moet hulle nie maar terug aan die ou Israel manier van dink oor God nie. Dan sê, sorg dat niemand van die genade wat in Christus ons nou ingebreek het, afvallig word nie. En dan gaan hy verder, hy sê, sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitsprei, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. En die van julle wat in Sondag se erediens ingeskakel het, sal onthou, Jannie het die beeld gebruik van daai rubberplant, daai rubberboom, wat jare eintlik al afgekap is, maar dan is sy wortels het hulle nog lewe in. En ek het nou hieroor baie nagedink, vriende, want ek dink in die lewe waarin ons leef, kan ons as gelowiges baie maklik, as Christene, baie maklik op 'n punt kom waar ons sê, maar weet, dinge loop nie soos wat ek dit wil hê nie, dinge is nie so lekker en so gemaklik en so gerieflik soos wat ek daaroor dink nie, en dan begin ons amper vra oor God. Dan vra ons maar, Here, waar is U? Hoekom kyk U dan nie na ons nie? Waar's die beloftes van die woord dan nou vir ons? Hoe werk hierdie dinge? En ja, ek vermoed dit maak in baie mense se lewe 'n stuk geloofsverdieping, dat hulle nader in die Here beweeg, en dat hulle deur dit beweeg. Iemand het by geleentheid gesê, moenie bitter raak, jy raak beter. Nou, maar ek wonder tog, in hoeveel mense se lewe is dit nie, dat wanneer die teenkantinge van die lewe kom, dat ons verbitterd raak teenoor God. Dat ons allerlei vrae begin vra en krities raak, en eintlik op die punt staan om geloof te verloor. Eerder as dat hierdie beproewing en hierdie goed wat ons deurmaak, ons nader aan God bring. En ek weet, dis maklik gesê, dis moeiliker gedoen. Maar dis die boodskap wat ek en jy ook vandag vanuit hierdie brief van die Hebreërs skrywer aan die gelowiges van jare gelede kan kry. Moenie toelaat dat jy verbitterd raak, omdat dinge nie is soos wat jy dit graag wil gehad het nie. En dan gaan ek na vers 28 toe, waar hy dan nou eintlik hierdie gedeelte afsluit en sê, laat ons wat hierdie onwankelbare koninkryk ontvang het, die genade in Christus,
die vryspraak, die liefde, die nuwe lewe, die koninkryk van God in Christus ontvang het. Hy sê, laat ons wat hierdie onwankelbare ontvang het, ten spyte van jou omstandighede, ten spyte van hoe jy die lewe beleef en ervaar, dit staan vas. Dis immers, soos Janie gesê het, waar dat Christus die dood reeds oorwin het, dat Christus ons in 'n nuwe verhouding met God geplaas het. Dan sê hy, laat ons nou wat gewortel is eintlik hierin, nie verbitterd raak nie, maar dat ons dankbaar wees. En vriende, ek weet, ons kan sekerlik oor 'n klomp goed kla in hierdie lewe, weet oor munisipale dienslewering, en oor die politiek, en oor die oorlog, en noem maar op. Maar oor die algemeen, gaan dit met die meeste van ons, vermoed ek, wat vanmôre saam koffie drink, gaan dit eintlik baie goed. Is die genade van die Here regtig groot, ook in ons lewens. En nou sê die skrywer van die Hebreërbrief, leef met dankbaarheid. Moenie verbitterd raak oor dinge nie is soos wat jy dit wil hê nie. Kyk eerder na wat jy het en wees dankbaar dat jy in God se genade geanker is. En dan die appel, daardie waarskuwing op 'n manier, daardie oproep om te sê, laat ons God dan dankbaar dien, met eerbied en met ontzag. Want ons moet weet wie God is. Hy's God. Hy's nie ons speelmaat nie. Hy's God. Hy's nie 'n genie in 'n lampie wat ons kan manipuleer om te verskyn en dinge te doen, maar net sodat ons daaroor voel nie. Die skrywer van die Hebreërbrief kom sê vanmôre vir my en vir jou, hierdie God wat ons aanbid is hierdie almagtige God wat op bergtop ervarings met ons deel, wat ons ontmoet, wat hom openbaar in ons lewens, wat die ongelooflike ding gedoen het om homself te gee, sodat ek en jy in 'n verhouding met hom kan leef. So as dinge dan nou nie uitwerk so wat ons daaroor dink hier, sê moenie verbitterd wees nie, maar dien hierdie God. Leef in hierdie verhouding met hierdie God, waar ons dankbaar is, waar ons hom met ontzag ook dien, soos wat hy dit wil hê. Dis mos nou sy bedoeling, dat ons in hierdie verhouding met hom kan leef. En dan sê hy in vers 29, van God is 'n verterende vuur. En ek het Vrydag al so ietsie daaroor gesê, vriende, maar weer, hier is vir my hierdie beeld van 'n vuur wat jou eintlik opneem in sy uitbrand van homself. En dis wat God doen. God is so betrokke by ons en in sy proses om ons God te wees, trek hy ons eintlik in sy lewe, in sy bestaan, in sy brandende hart in, dat ons deel raak van sy koninkryk. Ag ja, wat moet ek meer sê oor hierdie gedeelte, vriende? Ek sukkel ook maar baie daar. Ek dink gelowiges is nie gevrywaar ook van die swaarkry van hierdie lewe nie, natuurlik nie, en dit is nie noodwendig altyd lekker nie, en daar is baie keer by ons die versigtiging om te sê, ag, kan ons maar teruggaan na die goeie ou dae toe nie, maar pas op, om Janie se woorde te gebruik, pas op, dat hierdie omstandighede ons nie verbitterd maak, en dat daar allerlei negatiewe goed in ons lewe begin groei, negatiewe gedagtes, wat lei tot negatiewe dade, en dat dit ons wegvat van hierdie onwankelbare koninkryk in Christus Jesus ons Here nie. Nee, in die tye wat moeilik is, kom ons sê eerder dan, kom ons dien God met dankbare harte, met ontzag, en ons word opgeneem in sy droom, sy visie, vir sy koninkryk, maar ook vir my en vir jou. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre ook weer die woord kan oopmaak en dat ons ook vandag in die tyd waarin ons leef hierdie waarskuwing, hierdie oproep kan ontvang, dat die skrywer van die Hebreërbrief vir ons ook vandag kom sê, pas op dat jy nie verbitterd en negatief raak en eintlik geloof verloor nie, maar fokus eerder daarop om God met 'n dankbare hart te dien en om deel te word van die verterende vuur, die brandende passie wat U het vir hierdie lewe, vir mense en vir omstandighede. En daarom is my gebed, Here Jesus, dat U deur die Gees ook vir my sal help. In die dae wat 'n ou negatief dink en wat 'n mens vra, dat U vir my sal help om te fokus op dit wat U reeds vir ons gedoen het. Op die koninkryk wat reeds gevestig is en dat ons deel kan wees daarvan. Ek bid dit, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ek graag deel wil wees van die koninkryk hier op aarde. In Jesus se naam. Amen. Vriende, geniet jou koffie, geniet jou Dinsdag. Ek gesels Vrydagoggend weer met jou.
Ons gaan so 'n bietjie die naweek op Gauteng toe vir 'n troue wat ek daar gaan doen. So ek gaan heel waarskynlik Vrydagoggend se koffiekuier al Donderdag opneem en uitsorteer, want Vrydagoggend gaan ek en Jean-Marie bietjie daar in Johannesburg laat lê en moontlik 'n draaibak by 'n paar vriende in Pretoria, maar ja, geniet jou week verder. Ons gesels dan in elk geval Vrydagoggend en mooi loop. Moenie verbitterd wees nie. Leef dankbaar elke dag.